Hallo, welkom by die Doringkloof Familie Kerk se leefdiens. Dit is my groot voorreg om saam met julle te wees en ek glo dat ons is in die teenwoordigheid van die lewende Here. En daarom kan ek vir jou groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag jy vanaand 'n ontmoeting met hom hê. Mag jy weet dat hy by jou is. Nou, ons boodskap vanaand het 'n bietjie te doen met gemeenskap of community. En hierdie advertensie help ons bietjie daaroor dink. So kom ons kyk gou-gou die advertensie saam. Terwyl die video gespeel het jy gesmile of gelag en dink 'n bietjie hoekom dit iets in jou losmaak as ander mense lag of as ander mense glimlag. En dan terwyl jy nou 'n bietjie daaroor dink, gesels ook met die mense wat saam met jou is daaroor en hoor by hulle hoekom het hulle gelag of hoekom dink hulle het hulle gelag of gesmile. En as hulle nie gesmile of gelag het nie, hoekom het hulle nie gesmile of gelag nie. Om tyd hiervoor te gebruik, pause die video of dink net daaraan terwyl die lied speel, 'n nuwe haleluja, maar ja, en andersins sing die lied lekker saam en dink ook wat die woorde van hierdie lied vir jou beteken. There's a new song breaking out from the children of freedom. Every race and every nation, sing it out, sing a new hallelujah. Let us sing love to the nations, bringing hope of the grace that has freed us. Make it known and make him famous. Sing it out, sing a new hallelujah. Arise, let the church arise. Let love reach to the other side. Alive, come alive. Let the song arise. Africa sings a new song, reaching out with a new hallelujah. Every son and every daughter, everyone sing a new hallelujah.
Let love reach to the other side. Alive, come alive. Let the song arise. Africa sings a new song, reaching out with a new hallelujah. Arise, let the church arise. Let love reach to the other side. Let the song arise. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons kan weet dat ons emosies, ons menswees ander mense beïnvloed. En dat ons kan weet dat dit ook is omdat U ons in U beeld geskep het en dat al die mooi dinge wat uit ons uitkom, 'n produk is van U. En Here, ons vra dat ons dan so sal leef dat ander mense vir U kan sien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So hoekom dink jy het jy gesmile of gelag? Ek vermoed dit is omdat ons op 'n manier aan ander mense verbonde is, omdat ons op 'n manier beïnvloed word deur die emosies van ander. En ek dink, dis nie sleg nie, mens praat van groepsdruk, maar groepsdruk is nie noodwendig op sigself sleg nie. Dat groepsdruk is positief ook, dat ons kan mekaar tot goeie dinge beïnvloed. En God het ons immers so geskep. Ons is gemaak om in verhouding te wees met mekaar. Die verhaal van Genesis, die skepingsverhaal vertel dat God het nodig gehad om in gemeenskap te wees, community te hê. En daarom het hy die mens geskep om sy beeld te dra, sodat hy kon wandel saam met ons in die tuin. Dit was ons taak om saam met God te kan tyd spandeer. En dan het die mens ook nog mense ontvang om self daai community te kon hê. Genesis 2 vers 18 sê die volgende. Daar staan: Verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Dit is 'n skepingsdoel, 'n skepingsaard van ons, is om in community te wees. Nou ons verhoudings is eintlik wat die kerk betref, deel van die kerk se aard, se bestaanswese, kerngoeders, is dat daar moet verhoudings wees tussen mense en God en mense en mense en mense, om eintlik maar God se karakter en aard te weerspieël. En daai verhoudings word deur die Gees versterk, dat ons het die Heilige Gees wat in ons beweeg. En die Bybel praat daarvan van 'n gemeenskap van gelowiges, of eintlik maar 'n fellowship in Engels, is eintlik vir my 'n beter woord, is daai ding dat ons connected, aan mekaar verbind is deur die Heilige Gees. Filippense 2 vers 1 en 2 sê die volgende: Aangesien julle die troos in Christus ondervind, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing. Hoor nou, aangesien julle die troos in Christus ondervind, dat ons gered is, dat ons God se kinders is, dat ons nie alleen is nie, die troos. Die aansporing deur die liefde, dat God in sy liefde ons aangespoor het om ook lief te hê. Die gemeenskap deur die Gees, dat ons community ervaar met God, maar ook met mekaar deur die Heilige Gees. Die innige meegevoel en meelewing. Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Dat ons 'n taak
om een te wees, dat God roep ons om een te wees, om daai community te hê. En dit is dan wat Jesus vir sy disippels bid ook in Johannes 17, wanneer hy sê, Vader, help dat hulle sal een wees, sodat die wêreld kan glo. Want wanneer ons daai eenheid, daai community, daai fellowship het, daai gemeenskap deur die Gees, dan kry God die eer, dan word sy naam uitgedra, sodat die wêreld kan glo, sodat mense kan leer wie God is. Dit is ons taak as kerk. Die Gees van God rus jou toe vir die taak wat jy moet doen in die gemeente. En die Gees van God spreek deur jou met ander mense. So dit gaan nie oor jou vermoë of onvermoë nie, dit gaan net oor die daar wees, en daarom praat Paulus van die liggaam van Christus, en dat elkeen van ons deel is van die liggaam, en ons is nodig vir die liggaam, en dat ons belangrik is vir die liggaam, en dat God werk deur ons. So in Hebreërs 10 vers 24 tot 25 staan die volgende, en dit is baie belangrik vir ons om te verstaan, of om te hoor. Laat ons ook na mekaar omsien sien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. So, jy spoor my aan tot liefde en goeie dade, wanneer ek jou dit sien doen. En ek is veronderstel om jou aan te spoor tot liefde en goeie dade, wanneer jy my sien lief hê en goed doen. Laat ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. Ons moet nie van die samekoms van die gemeente al wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Hoe moeiliker die tye raak waarin ons leef, hoe meer het ons nodig om te sien hoe gelowiges liefhet en dien, sodat dit 'n inspirasie kan wees vir ons om aan te hou leef in die Gees, dat ons dan kan sê, maar kyk, ons kan dit regkry, maar ook dat ons die wêreld 'n beter plek maak, en vir mekaar 'n beter plek gee om in te leef. So, 'n vriendin van my het nou die dag vertel van hoe sy vir 3 jaar in die gemeente gebly het, en hoe sy rondgekyk het vir kerke, maar sy was nêrens tevrede nie. Elke kerk het 'n fout gehad. Ja, ou het een keer gesê, as jy 'n perfekte kerk vind, moet dit asseblief nie aansluit daar nie, want dan gaan dit nie meer perfek wees nie. Maar sy het so die perfekte kerk gesoek, en sy kon nie ene kry nie. Oral waar sy gaan het, was daar iets wat haar gepla het, totdat sy besluit het, kom ek raak betrokke by die naaste kerk. En sy het begin betrokke raak, sy het begin deelneem aan allerhande funksies en kommissies, en sy het volgens haar gawes begin deelneem en uitleef en dien. En sy sê die mense van daai gemeente het toe haar familie geword, en nou wil sy nie daar weg, sy sal nooit daar wil weggaan nie. Dit is die plek waar sy welkom voel, waar sy geliefd voel, waar sy community het. Ek het nog verskeie sulke stories al gehoor, van mense wat gesê het, hulle het vriendskap gevind, waar hulle iemand wat vir my vertel het, hoe sy tot bekering gekom het, en hoe sy altyd net een tipe vriendekring gehad het, en toe sy by die kerk betrokke raak, en in 'n groeigroep aansluit, 'n selgroep, het sy agtergekom, maar hier is skielik mense wat sy nooit andersins sou mee connect het nie, maar wat nou haar inspireer om 'n beter mens te wees, by wie sy leer, en so het haar lewe ryker geraak. Jy is belangrik, want dit is belangrik dat jy verstaan dat wat jy bring na die gemeente toe is iets wat net jy kan bring, en mense vind baat daarby, hulle ontwikkel daarby. Jy maak 'n impak. So die verhoudings waar ons dan 100% aanvaar word, en die verhoudings waarin ons liefgehê word, dit maak dat ons
die beste weergawe van onsself kan wees. Dat ons daai persoon word wat God ons gemaak het om te wees. En dan kan ons dit ook vir ander mense moontlik maak. En so word die wêreld 'n beter plek. Onthou julle, ons het so 'n paar weke terug gesê dat as jy die beste weergawe van jouself word, die goeie nuus van God aanvaar en ontwikkel daarin, dan is dit goed vir jou buurman, of hulle glo of nie. Want jy word 'n beter buurman. Selfde as wat ons net nou gesê het, daai liefdesbeginsels begin in jou te geld. Die vrug van die Gees spoel oor na ander mense toe. Liefde, vreugde, vrede. Dink net, as jy vrede probeer uitleef, dan gaan jy nie konflik, of jy gaan al hoe minder konflik hê met jou buurman. Omdat dit ontwikkel in jou. As jy liefde het, dan gaan jy al hoe meer lief wees vir jou buurman. Dis die vrug van die Gees wat ontwikkel. As jy vreugde het en jy lag en jy's 'n lekker persoon om saam mee te wees, dan gaan hulle dit geniet. Nederigheid, jy gaan nie jouself op hulle afdwing en sê, kyk net aan my nie. Jy gaan fokus op hulle belange ook. Goedhartigheid, jy gaan vir hulle dinge doen. Ja, daar's elkeen van daai vrug van die Gees gaan 'n impak hê op jou buurman. Ons floreer dan. Jy word iets wat mooi is om na te kyk. Wat lekker is om by te wees. Wanneer ons so is, ons word al hoe meer die beeld van God wat hy ons geskep het om te wees. Ons groei. Nou Johannes 1 Johannes 3 vers 14 tot 17 sê dat ons sonder die fellowship, sonder hierdie gemeenskap van God, sonder die liefde wat deur die Gees in ons werk, word ons eintlik 'n geestelike dooie plek. Ons is veronderstel om hierdie gemeenskap aan te wakker. Ons is veronderstel om die community te gaan soek, sodat mense deur jou geïnspireer kan word. Maar kom ek lees dit vir julle, 1 Johannes 3 vers 14 tot 16 sê die volgende. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Jy het God se liefde ervaar en daarom het jy uit die dood uit gegaan. Die dood het nie meer 'n invloed op jou nie. En nou is omdat die Gees in jou is, het jy die mense rondom jou, het jy hulle lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. So mens moet die liefde in jou kan sien. En as jy nie lief het nie, dan beteken dit dat jy dalk nog nie die liefde van God regtig ervaar nie. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy liefde vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. So ons moet so leef saam met die mense dat hulle 'n beter lewe het. Dit beteken nie dat ek moet sterf vir iemand nie. As dit daarop neerkom, sekerlik, maar dit beteken dat ek moet dien, want dit is wat dit beteken om te dien, as jy lê jou lewe af. Toe Jesus sy disippels se voete gewas het, het hy vir hulle gesê, die wêreld wys vir julle een manier van leier wees, van mense wat probeer groot wees tussen julle, wat probeer mag het, maar ek wys vir julle 'n ander manier. So moet julle lei, deur mekaar se voete te was, mekaar te dien. So iemand het een keer gesê, die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie, maar selfsug. Dat die ou wat die persoon wat die omgewing besoedel, wat die fabriek het. Hy het ook 'n bosveldplaas, hy haat nie die omgewing nie. Hy is net liewer vir geld, hy is selfsugtig. Die CEO wat mense moet afdank om sy eie salaris te red, haat nie die mense nie, hy is net liewer vir geld, selfsug. Die kindermolesteerder haat nie kinders nie, hy het net sy eie behoeftes meer lief, selfsug. Dat selfsug is die ding wat ook keer dat ons ander mense
op so 'n manier in die gemeente liefhet, dat hulle groei, want dit gaan oor my behoefte dan. Ek moet net kry wat ek wil hê. Spreuke 18 vers 1 sê dit nogals mooi, daar staan: die selfsugtige mens lewe net vir homself, hy verwerp alle oorlegpleging. In die Message vertaling dan kom dit ook mooi uit, daar staan: loners who care only for themselves spit on the common good. Loners who care only for themselves spit on the common good. Nou om nie net vir jouself om te gee nie, is ontsaglik belangrik vir die groei van die gemeente, om nie selfsugtig te wees nie. Die gemeente beteken weer baie vir die groei van God se koninkryk in die wêreld. Nou Galasiërs, John Ortberg sê vir ons dat daar is sekere geskenke wat jy ontvang deur in die gemeente te wees, deur in die vloei van die Gees saam met ander mense. Maar is ook geskenke wat jy gee. En die eerste is die gawe van blye diens. Nou Galasiërs 5 vers 13 sê dit as volg. Daar staan: julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Moenie julle vryheid misbruik as verskoning om sonde te doen nie, selfsugtig te wees nie, maar dien mekaar in liefde. 'n vriend van my het vertel van hoekom hy die regte keuses maak. Hy sê byvoorbeeld as jy ontrou is aan jou huweliksmaat, dan en jy selfsugtig, jy dink jy's vry om te doen net wat jy wil, dan maak jy jouself eintlik minder vry. Want nou skielik voel jy skuldig teenoor jou familie, jou kinders, jou vrou, haar familie. Jy's minder vry om jouself te wees. Jy's bang jy word uitgevang. Om die regte ding te doen is om vry te wees, om lief te hê, om ander mense lief te hê, is om vry te wees. So, om dan te dien, maak dat hulle ook groei en gelukkig is. En as die mense rondom jou groei en gelukkig is, dan maak dit jou ook gelukkig. Om te dien bring geskenke vir ander, maar ook vir jou, om die regte ding te doen. Die tweede gawe is die gawe van toewyding. Nou, ek weet nie of julle dit al ervaar het nie, maar die ondersteuning van iemand wat absoluut toegewy is aan jou is wonderbaarlik. 'n Ma wat aanhou om hulle kinders aan te moedig, om te sê, al misluk jy, het ek jou lief, gaan ek vir jou help. Daai ding, daai liefde, daai aanvaarding is motiverend. Ons kan dit kry by ander wanneer hulle leef deur die Gees, maar ons kan dit ook eerstens vir ander wees, 'n gawe van toewyding wees, deur aan te hou ondersteun, deur die cheering section, die cheering squad te wees vir mense. Dis amazing eintlik as mens dink hoe Jesus sy disippels aangemoedig het. Vir hulle gesê het, gaan en doen hierdie goeders. Julle het my by julle, ek gaan julle nooit los nie. Die derde gawe is die gawe van vreugde. Nou, dis daai lag en daai joy wat in mense is, die vreugde, is wanneer jy dit sien by ander mense, dan steek dit vir jou ook aan. John Ortberg skryf hierdie storie, is vir my eintlik baie oulik. Hy skryf, a 20-year study of more than 4,700 people found that joy is contagious. People who become happy make it more likely that their friends will become happy. For happiness travels through relational networks like ripples on a pond. It is so robust that it continues through 3 degrees of separation. So you are more likely to increase in happiness if even a friend or a friend of a friend becomes happy. Having a happy friend is more likely to increase your happiness than getting $5,000. Getting a $5,000 raise. So if you get a $5,000 raise, try giving it to your friend. He will be happy and you will both win.
So, is my mooi hoe hy sê dat dit 3 grade van verwydering, van afstand is. Dat as 'n vriend van 'n vriend gelukkig is, gaan dit dalk nog vir jou ook gelukkig maak. As jy die persoon is wat daai lewensvreugde het. En onthou wat ons gesê, die lewensvreugde kom nie noodwendig uit net om 'n gemaklike lewe te hê nie, maar deur die goeie keuses te maak, nie die lekker keuses, die regte keuses te maak. Dat wanneer jy daai persoon is, dan word die mense rondom jou gelukkig en die mense rondom hulle ervaar dit ook. Die 4de een is die gawe van liefde. Dis in Romeine 13 vers 8 sê die volgende. Daar staan dat ons het in die eerste deel van Romeine, dat ons al die wonderlike dinge by God ervaar het, ontvang het. Dat hy vir ons lief het, dat hy vir ons genade gee, dat ons behoort by hom, dat ons is gered, dat ons die ewige lewe het. En dan sê Paulus, dan moet ons aan niemand iets verskuldig wees nie. Romeine 13 vers 8. Julle moet aan niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God. Dat terwyl ons dan lief het, dan word ons die plek waar God gesien kan word, die plek waar sy wet sigbaar is. So liefde is 'n roeping, maar is ook 'n gawe, want wanneer ons in so 'n community is, dan ervaar ons dit ook. En dan die laaste gawe is die gawe van behoort. Nou as mens kyk na Jesus, hoe sy disippels behoort het, dat hulle nie iets hoef te gedoen het om te kon behoort nie, dat hulle behoort het net omdat hulle sy vriende was, net omdat hulle was. Hy het hulle aanvaar, en is in die behoort waar hulle die beste weergawe van hulle self ook bereik het, dat hulle kon doen wat hulle gedoen het, want hulle het geweet, hulle is Jesus se. En ons gemeenskap, ons kerk word daai plek waar mense behoort. Ons moet dit wees vir ander. Absoluut wees vir ander. So wat staan ons nou te doen? Ons moet hierdie dinge gaan uitleef. Ons moet die plek wees waar mense blye diens ervaar, waar mense toewyding ervaar, waar ons hulle cheering squad section sal wees. Ons moet die mense wees wat die blydskap uitleef op so 'n manier dat ander mense dit kan ervaar. Ons moet die plek wees waar mense liefde kan ervaar en die plek waar mense weet dat hulle behoort. Nou dis nie altyd so maklik nie, maar dit begin by klein goedjies. Moeder Teresa het op 'n stadium gesê, if you can't do great things, do little things with great love. If you can't do them with great love, do them with little love. If you can't do them with little love, do them anyway. Love grows when people serve. Nou dit is my so mooi gestel is dat as jy sukkel, moenie eers wag dat jy die emosie ervaar nie, maar gaan doen dit in elk geval. Dit word 'n gewoonte en jy sal sien hoe die liefde in jou groei. Mag jy daai persoon wees vir die community, die gemeenskap waarin jy is. Mag jy daai persoon wees vir die gemeente, vir jou familie. Mag jy die persoon wees waar liefde groei. Ons sê altyd dat ons gemeente is 'n gemeente waar liefde gesien en hoop beleef moet word. Maar dit begin nie by die ander persoon nie. Dit begin by jou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die een is wat vir ons eerste lief gehad het en dat ons nou daai liefde kan uitleef na ander. Here, ons vra dat die wêreld 'n beter plek sal wees, omdat U Gees deur ons werk, in 'n gemeenskap werk en dat ons gemeenskap 'n verskil gaan maak. Dat ons sal deel wees en dat ons daai deel sal wees wat U ons gemaak het om te wees. Asseblief, Here, help ons daarmee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. En vriende, daar is nou geleentheid om offergawes te gee en dan gaan die afkondigings weer na die tyd wees. Ek herinner julle net om aan te hou kyk en so dit is as jy nou nog wil kans hê om die afkondiging om nog offergawes te gee, pause die video en gebruik die SnapScan. Julle sal sien daar's verskillende maniere
Dis die SnapScan of die EFT, of jy kan selfs gaan na die skakel toe wat ons daar het om vir 'n debietorder in te teken. En dan gaan ons na ons slotlied sing. En ons slotlied vanaand is New Wine. Is dat wanneer die Here in jou lewe inkom, dan word jy nuwe wyn. En nuwe wyn is veronderstel om die partytjie beter te maak. Ek dink aan die storie van Jesus wat die water in die wyn verander het. En waar die mense gesê het dat, wow, kyk hoe die goeie wyn word nou gegee, die nuwe wyn. Die vraag is ons daai mense? Laat dit 'n gebed wees, dat ons die nuwe wyn sal wees. En dan is daar woorde spesifiek wat sê, make me an offering. Maak dat ek myself sal kan offer, sodat ek gepars kan word, sodat God hierdie wyn uit my uit kan maak. So as ons klaar gesing het, dan ontvang jy die seën van die Here. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you, to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. So make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. You are breaking new ground. So make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry your new fire today. So make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die Here jou seën, mag jou beskerm, mag jou vrede gee. Mag jy die nuwe wyn wees.
die een wat die gemeenskap beter maak. Mag die gawes wat God in jou gegee het, 'n gawe wees vir die wêreld, sodat die wêreld 'n beter plek kan wees. Mag jy weet wat dit is om die beste weergawe van jouself te wees. Amen. Goeiemôre Doringkloof familie, baie welkom by die familienuus vir hierdie Sondag 23 Augustus. Hierdie Sondag preek Dominee Emiel Rademeier by die tradisionele diens, ek preek by die familiediens en Dominee Anandi Greiling by die Engelse erediens en in die aand, Sondag aand by die leefdiens is dit Dominee Chris Swart. Jy word uitgenooi om gerus na die erediens te kyk en saam met ons deel te neem ook aan die eredienste. En in die program vir die week, ons leraars het Woensdag ons jaarbeplanning, ons het veronderstel gewees vir die jaarbeplanning, maar op hierdie stadium kan ons eintlik net korttermynbeplanning doen. Ekskuus. Want ons weet nie presies wat volgende jaar voorlê of wat 'n vorm die eredienste gaan aanneem nie. Ons groot beplanning waarvoor ons gaan bid is die heropening van die eredienste by die kerk. Die heropening van die eredienste by die kerk sal wees 13 September en ons gaan dit beplan hierdie Woensdag wat nou kom. 6 September maand gaan Dominee Emiel Rademeier klaar maak met sy reeks waarmee hy besig is. Aan die 13de begin ons by die kerk. Ons sal ook die inligting vir u daarvoor later deurgee. Soos jy weet, kan ons net 50 op 'n keer by die kerk toelaat en ons sal hoe dit gaan werk later na Woensdag dan ook vir julle deurgee. En onder die lief en leed wil ek die volgende lief en leed vir julle noem in ons gemeente en kom ons as gemeente bid ook saam daarvoor. Charlene se oom is in COVID-19 oorlede en ons vra dat ons sal bid vir sy vrou Tila en hulle dogter Abigail. En as Marita se dogter positief getoets vir COVID-19 en dan bid ons ook vir Janlo, het gaan baie goed met Janlo. Janlo gaan nou een van die dae ontslaan raak, dan gaan hy terug huis toe. Dan bid ons ook vir Emiel en vir Karen om dit by die huis die verdere rehabilitasie goed sal loop. En dan bid ons ook vir Leon Barnard wat nuus nie baie goed is nie, hy is nog steeds in 'n verswakte toestand. Dan is daar ook 'n seentjie in ons gemeente wat nierprobleme gehad het, nierblokkasies gehad het en hierdie week was 'n suksesvolle operasie gewees, hy het 'n stent gekry. En dan bid ons ook vir Andrei. Dominee Andrei het geval hierdie week en hy het 'n paar steke op sy kop gekry en 'n ligte fraktuur gekry. So ons bid vir hom en vir Denise ook in hierdie tyd en vir Denise ook sterkte om dit te kan hanteer daar by die huis. En dan wil ons vir almal baie dankie sê vir die rusoord pakkies, geskenkies wat gegee het. Julle sal sien daar op die Facebook van Doringkloof Familiekerk en op die gebedsgroep is die foto's daarvan. Julle kan gerus daarna gaan kyk. En die rusoord op hierdie stadium is daar alreeds 16 mense oorlede aan COVID-19 en 13 is in 'n ernstige toestand hierdie week. Kom ons bid ook vir rusoord en die personeel dat die Here se hand en sy vrede ook op 'n baie spesiale manier daar sal wees. En dan bid ons elke week, elke dag vir Dominique, ook in die tyd wat sy veg teen kanker en vir haar ma en vir haar pa Jeremy en Marlene Roux, dat die Here se vrede by hulle sal wees. En ons ook die slegte nuus ontvang dat Gert en Annette Miller se seun in 'n motorongeluk dood is gisteraand. Kom ons dink ook in ons gebede spesifiek aan Gert en Annette en hun 2 dogters, dat die Here hulle styf sal vashou en ook vir hulle rus sal gee in hierdie tyd. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u genade. Here, ons gebedslys vir mense wat siek is eintlik baie lank. Here, ons bid vir genesing. Here, baie dankie dat ons kan getuig van baie wonderdade en van baie genesings. Here, hou families wat geliefdes aan die dood afgestaan het styf vas en gee hulle rus en vrede. Here, dan bid ons ook vir die leraarsbeplanning hierdie week, hoe ons eredienste gaan hervat en op watter manier by die kerk,
en hoe ons volgende jaar gaan lyk en die volgende paar maande gaan lyk. Here, wys vir ons die pad baie duidelik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.